Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Ek wil net een afkondiging maak en dit is dat ons is besig om geld in te samel vir die First 1000 Days sakkies wat ons in Mei maand oor gaan vat Penang toe om te help onder die vlugteling mammas in Penang onder die Rohingya gesinne wat deur Owen en Glynis bedien word. Fransy, 'n pediater hier uit die Parel, sy gaan oorgaan en sy gaan help om hierdie sakkies uit te deel en een sakkie kos R750 en ons wil graag 100 sakkies vat en die goeie nuus wat ek kan deel is ons is 'n derde dag, ons het al R25,000 ingekry en ons wil graag al 100 van hierdie sakkies geborg wil kry uit die gemeente uit. Dit gaan regtig vir 'n goeie doel. Een sakkie help 'n mamma om regtig na haar kind te kyk. As jy 'n skenking wil maak, kan jy dit in die kerk se bankrekening inbetaal met die verwysing 1000 Days. Ons waardeer dit regtig. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat U hier is. Dankie dat U by elke liewe een van ons is. Ek bid sommer in besonder vir mense wat op hierdie stadium siek is, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat dalk nie fisies in staat is om by die kerk uit te kom nie. In dieselfde asem bid ons ook, Here, vir die wat op vakansie is, die wat weg is, dat U hulle sal veilig hou op die pad ook soos hulle terugkom in hierdie lang naweek en vakansietyd. En ek vra, Here, dat U vir ons hierdie tweede kwartaal wat voorlê sal seën en gebruik in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek begin vandag se erediens deur vir ons 'n stuk te lees uit 'n gedig uit Psalm 104. Hoor hoe mooi beskryf die psalmskrywer dit. Here, ek wil U loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan het en vir U 'n woonplek ingerig het op die waters daarbo. U wat op die wolke ry op die vleuels van die wind. U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. U wat die aarde stewig gevestig het sodat dit nooit wankel nie. Die Here is in beheer. Al voel dit nie altyd so nie, al klink dit nie altyd so nie, het ons 'n stuk geloof, 'n stuk vertroue waaraan ons kan vashou dat die Here 'n bron van krag is wat nie wankel nie. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek wil jou vandag op 'n belewenis vat wat een van die disippels baie na in sy hart ook gevoel, gesien, geruik het, selfs geproe het. Maar voordat ons dit kan doen, wil ek hê jy moet saam met my jou oë toemaak en net jou gedagtes laat gaan. So kom ons sluit ons oë en ons luister. Soos wat jou oë gesluit is, vra ek dat jy jouself sal indink in een of twee tye in jou lewe wat jy regtig droog gemaak het. Dat jy jouself sal indink in daardie oomblikke wat jy iets gedoen het wat vir jouself, vir die Here, vir die mense rondom jou net absoluut teleurstellend was. Miskien het die mense rondom jou geweet daarvan, miskien het hulle glad nie geweet daarvan nie en dit was dalk net jy en die Here wat daarvan geweet het. Maar dat jy jouself weer in daai plek op 'n manier sal kry. Miskien het jy aan 'n verslawing oorgegee, miskien het jy 'n verhouding seer gemaak, miskien het jy 'n klomp geld verloor, spandeer op iets wat jy nie moes nie, en jy weet sommer dadelik, dit is weg. Wat onthou jy van daardie dag? Onthou jy dalk die angstige gevoel, miskien die hoofpyn, miskien die sweetdruppels wat van jou voorkop af drup. Wat is die herinneringe wat jou weer terugvat soontoe? Miskien is dit 'n spesifieke geluid of 'n spesifieke reuk, 'n spesifieke klank van 'n rekenaar of klank van 'n foon, of iets wat jou op 'n manier weer daar plaas in daardie oomblik van teleurstelling.
in daardie oomblik van verwerping wat jy beleef, dat jy eenvoudig net nie dit werd is om eintlik te bly lewe nie. Terwyl ons onsself in hierdie oomblik vind, wil ek sommer vir ons 'n gebed doen. Here, U sê, U lei ons deur die dal van donker skaduwee, en dat selfs daar ons nie sal bang wees nie, en in dieselfde asem bely ons dat U ook in daardie gat en in daardie dal is. Here, U ken elke gedagte wat nou net oor gedink is. U weet elkeen van ons se skandes wat die persoon langs ons nie van weet nie. En daarom vra ek, Here, dat U vandag deur U Gees U werk sal kom doen. In Jesus se naam. Amen. Ons maak oop ons oë. In die Johannes Evangelie lees ons die verhaal van Petrus wat in die eerste plek sê, ek sal agter U aanhardloop, Jesus, selfs tot die dood toe. En dan sê Jesus vir hom, ja, dis wat jy nou sê, maar voor die haan kraai gaan jy 3 keer vir mense sê, jy ken my nie. En dis asof Petrus nie kan verstaan hoekom Jesus so min geloof in hom het nie. Maar ek wil jou vat na die eerste keer wat Jesus verloon is deur Petrus. Johannes 18 vanaf die 15de vers sê, Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan, maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, jy is tog nie ook een van hierdie man se disippels nie? En Petrus sê, nee, ek is nie. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Nou hierso het Petrus nou net beloof, hy gaan die Here volg tot die dood toe. Dis amper die eerste geleentheid wat oor sy pad kom om nou te staan vir die Here, en hier misluk hy. Hier kom en sê 'n diensmeisie, hey, maar is jy nie een van daai man se disippels nie? En Petrus lieg, hy jok blaatant. Nou ek en jy dink dalk nee, wat ons sou nie gejok het nie, ons sou sterk genoeg gewees het, maar ons weet nie wat ons reaksie sou gewees het nie. Maar Petrus jok en hy sê, nee, ek is nie, dis nie ek nie, jy dink aan iemand anders. En hier staan Petrus, en daar staan hier, so uit die wagte het hulle self warm gemaak by 'n koolvuur. Dis 'n baie spesifieke woord wat in die ou vertaling gebruik word, 'n koolvuur, nie 'n houtvuur nie, 'n koolvuur. En by hierdie koolvuur staan hierdie wagte en maak hulle self warm. Geen idee van wat in Petrus se kop aan die gang is nie, maar hier staan Petrus en hy maak homself ook warm. En hy is in hierdie plek waar ek en jy onsself bevind het 'n paar minute terug. Jesus het vir hom gesê, hy gaan hom verloon. Hy het vir Jesus beloof, hy gaan hom volg tot die dood toe. En hier staan hy by hierdie vuur, hy ruik hierdie as, hy ruik hierdie kool, hy kyk om hom rond en hy beleef iets van, ek is 'n mislukking. Hy staan daar en hy staan eintlik in die jammerte, in die seer, in die hartseer, in die skuldgevoel van sy eie ongehoorsaamheid, van sy eie teleurstelling in homself. En hy bevind homself in 'n diep donker gat van skuldgevoel. Hy ruik daai kole, hy ruik daai vuur. Soos wat ons in die begin gesê het, wat ruik ek, wat hoor ek, wat dink ek, wat proe ek, wat hoor ek, as ek myself terugdink in daardie situasie. Nou ons almal ken die storie verder. Daar's nog 2 ander kere wat hy Jesus verloon, en dan kraai die haan, en as die haan kraai, dan is Petrus hartseer.
dan huil Petrus. En hy besef opnuut weer dat hy regtig misluk het om sy belofte na te kom, om die Here tot die dood toe te volg. Nou, ons het die afgelope naweek, Paasnaweek gehad, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, en ons het vir mekaar gesê wat die krag van die opstanding is. Wat die boodskap van die opstanding is. En hier kom die vrouens en Petrus word ook deelgemaak en Jesus het opgestaan uit die dood uit. En ek dink dit is vir Petrus 'n ongemaklike situasie. Hier is hy in die teenwoordigheid van Jesus. Hy's ook een van die eerste saam met die vrouens wat sien dat Jesus opgestaan het of wat hoor dat Jesus opgestaan het. En aanvanklik sê Jesus niks nie. Daar is Thomas twyfel en Jesus wys vir Thomas die gate in sy vingers. Hoor ons amper niks van Petrus nie. Dan kom hierdie interessante verhaal wat ons lees in Johannes 21 waar die disippels weer teruggegaan het na hulle werke toe, na hulle gewone werke toe. Hulle was vir 3 jaar Jesus se disippels. Nou Jesus het opgestaan. Hulle is nie lekker seker hoe werk dit nou nie, want Jesus kom nou deur deure wat gesluit is en is bietjie vreemd en is dit regtig Jesus, is dit nie regtig Jesus nie? Sommige van hulle twyfel, lees ons in Matteus 28 ook. En ons lees hierdie interessante verhaal waar hulle weer vis vang en Jesus kom doen dieselfde wonderwerk as toe hy vir die eerste disippels gekies het, as toe hy vir Petrus gekies het. Jesus kom doen dieselfde wonderwerk en sê, gooi die net aan die ander kant in. En hulle gooi die net aan die ander kant in. En hulle trek die vis uit en die net skeer nie, maar dis regtig baie vis wat ingetrek word. En Jesus staan op die strand. En dan lees ons in vers 9. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand. 'n Koolvuur brand. En 'n stuk vis wat daarop lê. En daar was brood ook. En Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle gevang het. Nou, Jesus is in die detail hierso en dit is vir my so mooi. Nie net kom herhaal Jesus hierdie roepingswonderwerk van Petrus toe die vis in die ander kant gevang is nie. Dis regtig asof Jesus vir Petrus wil kom herinstel in sy posisie in. Petrus is vasgevang in hierdie skuldgevoel van ek het beloof ek sal hom volg en toe dit net bietjie moeilik raak, toe misluk ek 3 keer in die haankraai en Petrus staan in die Here se teenwoordigheid, maar hy voel soos 'n mislukking. En Jesus kom en dis asof hy hierdie hele ding orkestreer, ek weet nou nie wat hy organiseer, en hy doen weer die wonderwerk, wat gebeur het, toe Petrus bevestig is as disipel, gekies is as disipel. Hy kom met dieselfde reuk, as wat Petrus daar by die wagte gestaan het. Hierdie woord, en dis wat my so vang, is hierdie woord koolvuur. Kry ons net in 2 plekke in die hele Nuwe Testament. En dit is in Johannes 18, waar Petrus Jesus verloon die eerste keer, en dan weer in Johannes 21, waar Jesus hom vergewe. Dis asof Jesus die begin en die einde van Petrus se disipelskapbediening, of wel ten minste wat Petrus gedink het die einde is van sy disipelskapbediening. In hierdie kort tydjie op die strand kom herhaal om vir Petrus te herbevestig, om hom nie net te vergewe nie, maar om hom terug te sit in sy status as disipel, as volgeling van Christus. En Petrus gaan staan daar en ek kan net myself indink, hier is Petrus op die strand, hy ruik dieselfde vuur, hy sien dieselfde kole, hy beleef dieselfde rook, as wat hy beleef het 'n paar dae terug, toe hy daar in skuldgevoel gesit het, maar hier staan sy Here voor hom. En ons ken die verhaal verder. Jesus kom vra vir hom, het jy my lief? En hy sê, ja, ek het jou lief. Het jy my lief? Ja, ek het jou lief. Het jy my lief? Ja, ek het jou lief.
En Jesus sê elke keer, laat my lammers wy. Maar hy is so mooi stuk genade in van die Here. As ons kyk na hierdie 3 vrae wat Jesus vra, wat nie net 3 keer is, die 3 keer wat hy verloon is nie, maar die manier waarop Jesus hierdie 3 vrae vra, is so goddelik. Want Petrus kan eintlik nie vir Jesus antwoord nie. Hy voel nie hy's waardig om te sê. As jy die Here verloon, is die laaste ding wat jy wil sê. As jy in jou sonde, in jou skuldgevoel van sonde sit, is die laaste ding wat jy vir die Here wil sê is ek het U lief. Want jy voel skynheilig. Jy wil eerder iets sê soos ek het gedink ek het U lief, maar ek weet nie. En hier kom Jesus en hy vra, hy sit die lat op sy hoogste plek. Hy sê, Petrus, het jy my agape lief? Het jy my met alles, met 'n goddelike liefde lief, meer as almal hierso? En weet julle wat antwoord Petrus? Petrus sê, Here, ek het U lief soos 'n vriend. Ons mis dit omdat ons nie die Grieks lees nie, maar die woord wat Petrus gebruik is nie agape nie. Hy gebruik die woord wat se stam kom van vriend af en hy sê, Here, ek het U lief soos 'n vriend. Die tweede keer vat Jesus die sinnetjie weg wat sê meer as almal hier en vra net Petrus, het jy my agape lief? En Petrus antwoord vir 'n tweede keer, Here, ek het U philo lief. Ek het U lief as 'n vriend. Ek voel nie ek kan nou sê ek het U agape lief nie. Dis asof Jesus vra, het jy my lief met alles binne in jou, meer as almal hier in die eerste vraag, en Petrus sê, Here, ek hou van U. Tweede vraag, het jy my regtig lief? En Petrus sê weer, Here, ek hou van U. En dan hierdie ongelooflike inslag wat Jesus vat om die derde keer nie te vra, het jy my agape lief nie. Het jy my met 'n goddelike liefde lief nie? Die derde keer vra die Here, vra Jesus eenvoudig vir Jesus. Petrus, het jy my philo lief? Hou jy ten minste van my? En dan sê ons, dan lees ons, hy het bedroef geraak, omdat Jesus om die derde keer vra, maar dis asof hy besef, Jesus beweeg al hoe meer af na sy vlak toe, tot op 'n punt waar hy 'n eerlike antwoord kan gee. Het jy my lief soos 'n vriend? Ja, Here, dis die beste wat ek nou kan doen. Ek het U lief soos 'n vriend. Ek kan nie nou sê, ek het U met 'n goddelike liefde lief nie. En dan sê Jesus, laat my lammers wy. Pas my skape op. Kyk na my mense. En ons het die ongelooflike stuk vergifnis, met soveel detail waar Jesus hom herstel in sy posisie, wat ek en jy nie kan mis nie. Ek weet nie waar jy was in die begin van hierdie boodskap, waar jy jouself bevind het toe jou oë toe was nie. Maar ek wil hê jy moet hoor hoe die Here jou op 'n eerlike plek wil kom kry, waar jy ten minste hom in die oë kan kyk en sê, Here, ek dink ek het U lief. Ek hoop ek het U lief. En dat jy hoor hoe Jesus vir jou sê, laat my lammers wy. Ek vertrou jou nog steeds om die werk te doen wat ek jou geroep het. Ek het jou nog steeds lief. En dan kom Jesus met hierdie eintlik ongelooflike profesie waar hy sê, Petrus, jy gaan die een wees op wie ek my kerk bou en jy gaan my eer met 'n dood wat eintlik roemenswaardig is van aard. En dis hierdie ongelooflike mooi spanning tussen sonde en vergifnis en 'n stuk gehoorsaamheid en sonde en vergifnis. En ons het vandag gehoor dat die Here kom herstel, die Here is in die detail. Ons het vandag kom hoor dat as die Here vergewe hy volkome. Maar wat ek graag wil hê ons moet hoor, is dat die reaksie van Petrus se vergifnis is nie om weer te gaan sondig nie. Die reaksie van die vergifnis is dankbaarheid en gehoorsaamheid. Om te hoor dat jy die rots gaan wees waarop Christus sy kerk bou. Om te hoor dat jy jou lewe gaan gee vir die Here.
Dis 'n inspirerende reaksie op sy vergifnis. Ek bid vir jou, mag jy die vergifnis beleef wat jy nodig het in jou lewe. Mag jy besef dat die Here jou op 'n plek wil ontmoet waar jy eerlik met mekaar kan praat. En mag jou reaksie op daardie vergifnis gehoorsaamheid wees. Mag jou reaksie op daardie vergifnis 'n lewe in oorvloed vir Christus en vir sy koninkryk wees. En ek wil sommer vandag vra, as jy ver van die Here af voel, as jy op 'n manier opnuut jou hart vir die Here net wil gee, sê Here, hier is my lewe, hier is alles van my. Nooi ek jou uit om saam met my hierdie gebed te doen. En as jy dit wil hardop sê, sê dit hardop waar ook al jy is. Maar kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir u vergifnis. Dankie dat u al my seer en donker geheime ken en my nog steeds liefhet. Here, ek vra dat u opnuut in my sal kom woon. Ek vra dat u opnuut deur my sal kom werk. Ek vra dat u Heilige Gees my sal kom vul van kop tot tone. En mag ek in u wil leef en beweeg. Nie omdat ek so sterk is nie, maar omdat u so sterk is. Nie omdat ek so groot is nie, maar omdat u so groot is. Here, mag die opstandingskrag deur en in my lewe aan die werk kom. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy 'n lewe in oorvloed leef vanuit die opstanding van Christus. Mag jy sy vergifnis beleef. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.